Dit is stresvol. Al nou in die huidige finansiële klimaat wat nie net in die land is nie, maar wêreldwyd is. So dit het 'n groot impak op die donasies wat ons kry van oorsee en ook hier plaaslik, dit het 'n groot impak daaroor. En ook selfs, jy weet, as ons nou 'n fondsinsamelings inisiatief van Stapel stuur, waar mense maklik byvoorbeeld kaartjies op kon verkoop het in die verlede vir 'n konsert, sukkel jy nou selfs om konsertkaartjies te verkoop. En jou wins daarop word dan al hoe minder as jy die pryse moet afbring. Die gebouwtjie is nou die hoofskoolgebou. Een van ons probleme met tekort aan fondse is dat ons kan nie alles in stand hou nie. Ons het sulke goed nodig soos verf, jy weet. As mense verf het en so aan ons mee te help, sal dit ons baie help. Ons het mense wat kan verf, ons het net nie die verf nie. Zeker? Ons het in hierdie hele onderwysdistrict wat strek daar van Viliersdorp af tot by Rivier Sonder End en al langs die kus af en aan die ander kant tot by Gruiten. Daar is omtrent 40.000 kinders in die onderwysdistrict. As 'n mens die syfer vat van kinders wat erg gestremd is, dan is dit gewoonlik so 3,6%. En dit beteken dat hier in hierdie omgewing is daar iets soos 1400 kinders wat erg gestremd is. Hier is maar een skool behalwe ons, is maar een verdere skool wat 150 kinders kan akkommodeer. So die behoefte aan hierdie soort van onderwys in hierdie omgewing is baie groot. Kyk, enige ouer wat 'n gestremde kind het, die belangrikste ding vir die ouer is dat die kind moet sosiaal aanvaarbaar wees. Om die kind sosiaal aanvaarbaar te wees, lê ons baie klem op lewensvaardighede. En een van die belangrikste dinge wat hulle hier moet doen, is hulle moet die kind se taal ontwikkel. As 'n kind nie kan goed kommunikeer nie, dan is dit baie moeilik vir daai kind om sosiaal aanvaarbaar te word. Op hierdie stadium is die finansiële situasie so dat ons het basies in terme van ons projeksies en fondse wat ons nou weet ons sal kry, het ons geld tot die einde van Mei. Tensy daar nou verder donasies is, dan het ons werklik 'n krisis en daarom is ons so dankbaar vir almal wat uitreik om vir ons deur hierdie krisis te help. Dit beteken nie dat die skool die einde van Mei sal toemaak nie. Dit beteken hoogstens dat ons sal van ons dienste moet afskaal. Ons het al reeds van ons dienste afgeskaal, maar ons sal dan verder moet afskaal. Die laaste ding wat ons wil doen is om die skool te sluit. Ons het hierso koshuise of huise wat hulle noem het huise hier, wat 30% van die kinders word in daardie huise geakkommodeer. En een van die stappe wat ons dan sal neem is om van daardie huise te sluit, want dit is een van die grootste uitgawes is om daai kinders in daardie huise te kan akkommodeer. So ons sal dan probeer om die dagskool, wat 70% van die kinders, om daardie dagskool absoluut oop te hou. En daarvoor vra ons veral ondersteuning. Ek glo, ons sal die mas opkom soos wat ons het in die verlede opgekom het, maar in hierdie geval, in hierdie huidige finansiële situasie wêreldwyd in Suid-Afrika, het ons werklik die hulp nodig van ons plaaslike gemeenskap en ook van ander mense.